You've got a choice to make. To say, yes, Lord, I'm going to bring my burden to you. And you've got a choice to make. To say, yes, Lord, I will leave my burden there. Want ons is toch so lief om ons pakkies te dra. En die Here het vir ons die hele pak gedra. Sodat ons kan wees. Kan vry wees. Sodat ons kind van hom kan wees. So verdra my vanoggend. Kom ons sing hierdie liedjie en sluit jou oë en vergeet van die een langs jou, die een voor die een agter jou. En kom ons fokus vanoggend op die een waar ons hier is. Oh, ek het vir jou aan die lus gestaan. Vir jou sonde en nagelei. Selfs jou siekte en nagelei. Oh, halleluja, sodat jy vir my kan leef. Oh, moet nie vrees nie, ek is aan jou steun. In my hande en jou toekomstvast. Ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Oh, ek het vir jou aan die kruis gestaan. Vir jou sonde het ek nagelei. Selfs jou siekte het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Oh, moet nie vrees nie, ek is aan jou steun. In my hande en jou toekomstvast. Ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Oh, moet nie vrees nie, ek is aan jou sy. Hoor vandag wat God vir jou sê. In my hande en jou toekomstvast. Ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Ek het vir jou aan die kruis gestaan. Vir jou sonde het ek daar gelei. Selfs jou siekte, oh, halleluja, sodat jy vir my kan leef. Oh, moet nie vrees nie, ek is aan jou sy. In my hande en jou toekomstvast. Ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Oh, ek het alles vir jou afgelegd, sodat jy vir my kan leef. Vader, dankie. Wil nie die Here nog vir vergeet, sê dankie. Dankie vir die kruis wat ek kan bestaan. Dankie vir die liefdes, al die lof en die Heer kom met toe. Baie dankie broers en susters, ek kan verloor met die sitplek neem. Ek wil graag vir u vanoggend 'n gedeelte die woord uit voorhou. En ek wil vir u vra dat as u nie regtig die hele storie rondom die kruisiging van Jesus ken nie, wil ek vir jou vra, gaan vanmiddag huis toe, gaan lees dit op en gaan kyk. En vat bietjie die tyd en refer terug in die Bybel as jy naastaan Bybel het. En gaan deur die gedeeltes om jouself nie te vereenselde met
die kruisdood van Jesus. Want weet jy wat, ek dink nie dat ons aldag besef hoe belangrik dit was wat plaasgevind het. Ons besef nie aldag wat dit behels het nie. En ek wil gou vir julle lees Matteus 27 vers 38, 39, 40 en 42. So as ek gaan net daai 4 verse vir nou lees, maar ek gaan vir julle vra asseblief, doen jouself die guns en gaan lees dit op Matteus 27 vers 38, 39, 40, 41 en 42. As jy daar is, kan jy vir my sê amen. Hy sê daar, toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself. As jy die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. En weet jy dat as, en hulle moet nie vir my sê, niemand moet my sê, hulle het nie geweet wees, want die wonders en die tekens was oral daar. Maar weet jy wat, ek dank die Here dat daar nie net 'n greintjie van die eie ek was met Jesus Christus. Dat dit wat hy gedoen het, dit wat hy geleef het, was vir my en vir jou. Want as dit enigstens oor hom gegaan het, dan het hy 'n punt gehad om te bewys. En dan kon hy homself van die kruis afhaal. En jy sien nou, en dit is iets wat vir my interessant is met hierdie gedeelte, is dat die fariseërs en die verbygangers het hom gespot en gesê, as u. Is dit nie interessant dat hulle hom aanspreek as u nie, tog met 'n vorm van gesag nie? Is dit nie maar, soos ek altyd sê, die ouens wat sê, maar ek glo nie in God nie, ek glo nie in die Here nie, maar die oomblik as die aarde om hulle geskit word, en jy weet nie wat sy kant toe is, die eerste woorde, o God help my. En ek wil vandag met jou gesels oor die krag wat lê in die feit van hierdie kruis wat Jesus moes dra. En ek wil nie ons moet net by die kruis vas bly staan nie, maar was dit nie vir die kruishout van Golgotha nie, was daar nie 'n opstanding nie. En baie van ons, en ek sê, it's all about the cross. And sometimes people get so overwhelmed, but you can't just look past it. But after that, het die Here vir ons 'n groot deur oopgemaak. Wat is nou gesê, ons besef nie aldag wat se krag in die kruis is nie. Ons besef nie aldag wat se krag daarin lê en wat hy gedoen het vir ons nie. En die ding is, as ons regtig, en dit bietjie daaroor, soos ek nou sê, dan nie nou weer by gesê, ek is 'n prentjie mens. As ons as mens begryp het en verstaan wat se krag in dit lê, wat die Here vir ons gedoen het, dan wil ek vir jou vra, hoekom is daar, en ek praat nie van ongelowiges, ek praat van gelowige kinders van die Here. Want weet jy wat, daar sit meer kinders in van God, in by die huis van God, in bondage, vasgebind. En dit wil ek sê, as jy verstaan wat se krag hierin lê en wat God vir ons bewerkstellig het, vra ek die vraag, wat ons sê ons doen, maar hoekom dan is daar soveel kinders vasgevang in bondage? Buiteegtelike verhoudings, noem dit wat daar is.
soveel mense vasgevang in verslawings, as ons verstaan wat gebeur het. Maar weer eens, soos die liedjie sê, hy het alles van my afgelê, sodat ek kan lewe, maar ek het nodig om te sê, Here, ek vat my verlossing, ek vat my vrymaking, ek vat dit wat U vir my gegee het. Dat jy nie sit en hy dink, jammer dat ek dit opbring. 'n wonderlike getuienis laas week. Die Here bestem 'n ontmoeting met daai tannie op 'n manier wat vir geen mense dink, ons weet nie of ons praat nie. Maar God het 'n afspraak gehad met daai tannie. En die Here het vir gesê, hier is jou genesing. En wat het sy gesê? Dankie Here, ek vat dit. Because if you don't want to take what God gives you, sit jy met 'n probleem. Kom van die kruis af, dan sal ons glo. En wat is Jesus se woorde? Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle. Hoekom vra hulle vir Jesus dit? Ek dink in 'n mate in my eie mens wees dat, onthou net ding dat van Jesus se geboorte af was die vyand besig om 'n plot te maak om Jesus dood te maak. Hy het 'n plot gehad van die begin af om hom te vernietig, om hom uit te wis. En in 'n mate dink ek in my eie mens wees dat dalk was dit die vyand wat op een of ander manier probeer 'n punt maak en sê, want weet jy wat, as jy nou vat, as jy gaan kyk hierdie hele kruisiging, wat het gebeur? Die Here Jesus het geloop. Hy was in die kerk in die tuin van Getsemane. Hy was gespot, hy was geslaan, hy was, al die dinge met hom gebeur. En hy sê nie 'n woord nie. Nie 'n woord nie. Soos 'n lam wat na die slagveld toe gelei het. En ek dink, as ek nou by eie mens wees, dan nou die vyand moes gedink het, yes, I've done it. But the minute when he realized, maar daar was gepraat van 'n unblemished lamb, wat gaan kom. Toe begin die prentjie vir hom verander, en toe probeer hy alles in sy vermoë om hom van die kruis af te kry. Want hy het geweet, sodra hy aan die kruis is, en hy sê, die telestai, het is volbring, dan is dit volbring. En dan het hy verloor. Maar dit is nou net my prentjie. Maar hulle sê vir die Here, as U afkom, sal ons glo. As ek daai tyd geleef het, en ek het al die wonders en die tekens gesien, kan ek vandag vir jou sê, het ek geglo sonder om een oomblik te twyfel. En hierdie mense wil hom spot. Wat van die kere wat hy die dooies opgewek het, die dowes laat hoor het, die krepeles laat loop het, die blindes laat sien het. Is dit nie genoeg vir mense om te glo nie? Maar weer eens, wat sien ek hierin? Ek sien die mens van vandag, want hoeveel goed moet God nog in my en jou lewe doen, sodat ek en jy moet glo? Hoeveel wonders moet ons nog hê, moet God in my lewe doen, en deur vir my oopmaak, en vir my deurkom, sodat ek kan glo? Want daar is dinge in my lewe wat ek kan getuig, want dit is net, as dit nie God is, dan weet ek nie wat dit is nie. Maar as ek gaan kyk na wat die woord sê, en dan kyk wat betekent nou is lewe gebeur, dan kan ek nie anders as om te stry en sê, dit ervaar dat dit wel God is, wat dit doen nie. Want dit is wie hy is. Ek meen, kan jy dink, ek meen, as ek nou, soos ek nou gesê, as die Here op enige manier, 'n bietjie gegryntjie van die eie ek moes gehad het, dan sou hy definitief 'n punt wil bewys het. Hy kon aan die kruishout van Golgotha, kon hy, toe hulle in die tyd van Getsemane, ekskuus, toe hulle daardeur die tyd beweging, die hele storie begin, en die houe begin val,
kon hy dadelik gesê, Here, en hy kon die engele geroep en gesê, kom help my. Maar in die tyd van Getsemane bid hy, en hy sê, Here, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, but your will. Hy kon, terwyl hy daar gehang het, en gebloei het en gesuffer het, kon hy gesê het, Here, ek wil nie meer doen nie. Hy kon gesê het, die liedjie sê, I could have called 10,000 angels. Maar weet jy wat? God se skepingsplan was die belangrikste funksie vir Jesus Christus. Want so Jesus homself van die kruis afgehaal het, het hy homself dalk bewys aan 5 of 10 hoëpriesters. But by staying on the cross, He saved the whole world. Nie net die ongelowiges nie, maar die hele wêreld. Weet, ek raak met my so hartseer as ek dink aan die prys wat hy vir ons betaal het, en ek kyk hoe ons as mens lewe, want ons lewe of God nie bestaan. Weet, ons staan vandag en ons gaan weer nagmaal gebruik, en ek gaan probeer vandag my beste vermoë om vir u te kom verduidelik in my menswees hoe en wat Jesus moes deurgegaan het. Maar die ding is, ons vat dit maar net asof het maar net is. Vir hoeveel kerke het die nagmaaltafel maar net 'n instelling geword? Hulle doen dit maar net, want dit is maar hoe dit is. En ek het al gesê, baie maal doen ons dit, en ons vat daai stukkie brood, en jy vat die ou glasietjie, en jy dink dat, that is what it's about. Maar weet jy wat, toe hy die kruis gehang het, was hy nie net 'n bietjie vir jou stuk geslaan. Hy was vrinne weer. Hy was uit mekaar uitgeslaan. En hoekom? Wys my een persoon wat sal deurgaan wat God deurgegaan het, sonder om behoefbaar te sê. En dit is waar my boodskap vandag in grootendeel gaan, is dit wat hy vir my en jou deurgegaan het. Toe hom gevangen geneem het in die getuig van Getsemane, toe hy die hande op hom lê, toe was daar daarom een ouetjie wat sê, julle vat nie aan my God nie. Ek het laasweek gesê, hoe baie maal dat ons in ons lewe, vandag toe, dat mense ons God aanvat en maak wat hulle wil en sê wat hulle wil van God. En Petrus staan op en hy trek sy swaard en die Here sê vir hom, nee, don't do that. En weet jy wat? Die Here herstel die ou se oor. Hoe awesome is dit nie? Hulle is daar om te vernietig. Onskuldig. En hy word gebring en hy word aangekla en mense probeer in alle wys om hom skuldig te maak. Maar hy kan geen skuld aan hom bewys nie. Nog steeds skree die wêreld, gee my Barnabas. Vir wat? Al wat hy kom doen het, was in my lewe te kom lei vir jou en vir my, om vir ons weg te baan. Maar weer eens sien ek die plot van die vyand, wat alles probeer deuruit het. Maar ek dank God, dat
Ek weet onsself net groter as hy wat in my is. Maar op daai stadium was God se plan groter as enigiets anders. Groter as sy omstandighede. Groter as dit wat hy moes deurgaan. But still he said, not my will, but your will, my God. Hy word verraai vir 30 stukke silwer. 30 stukke silwer. Ek het nou nie 30 stukke silwer hier vanoggend nie. 30 stukke silwer was gebruik. En kom ons wees maar eerlik volgende, kan ons maar 'n bietjie reguit praat volgende. Hoe baie maal verloon ek en jy as mens vir Jesus Christus, vir God, vir minder as 30 stukke silwer, vir die vreugdes van hierdie wêreld. Want dit is vir my meer belangriker as enigiets anders. Want vir my gaan dit oor my en wat ek wil hê, wat ek wil doen, want ek wil my lewe geniet. En die oomblik toe dit gebeur en jy was besef wat ek gedoen het, toe hardloop het toe sê, ek wil dit nie hê nie. I don't want it. But it was done. He was pointed out already. It was over and it was done. And the wheel was set in motion. Hy word aangekla, hy sê nie 'n woord nie. Hy word vals beskuldig. Hy sê nie 'n woord nie. Hulle slaan hom met stokke. Hy sê nie 'n woord nie. Hulle druk 'n doringkroon op sy kop. Hy sê nie 'n woord nie. 39 goue word geslaan. Hy sê nie 'n woord nie. Sy baan word met sy gesig gerig. Hy sê nie 'n woord nie. Maar weet jy wat gebeur? Toe die eerste hou val en die bloed begin vloei, toe gebeur iets in die geesteswêreld. Want toe begin die verlossingsplan in aksie kom. Jesaja sê daar die woord, hy sê, hy was onder, ek gaan vir jou lees, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. Hoe erg moet jy geslaan wees, om nie meer soos 'n mens te lyk nie. Toe die eerste hou val, en die vleis ruk uit sy liggaam uit, en die bloed val op die grond, sê hy nie 'n woord nie. Toe die tweede hou val, sê hy nie 'n woord nie. Toe die derde hou val, toe sê hy nie 'n woord nie. En so het aangegaan, hou vir hou, is hy uit mekaar uitgeslaan, sonder om 'n woord te sê, stikkend geslaan, gedeurboor, vernietig, vir jou en vir my stikkend geslaan. En weet wat? Terwyl dit gebeur, het hy gesê, Vader, ek doen dit vir Nico. Vader, ek doen dit vir Cecilia. Ek doen dit vir Natie. Ek doen dit vir Delene. When he was on the cross, we were on his mind, people. He was wounded for our transgressions. Hy het 'n perfekte lewe gelei.
een keer fout gemaak, gesondig, sleg gedink nie. Die oomblik toe die eerste ou val, wat doen hy? Hy vergewe. Hoekom? Want dit is wie hy is. As iemand jou en my te nakom, en iemand loop hier verby Marius, en hy slaan jou in die kop by die vuis, wat gaan ons doen? Kom ons vat dit van die fisiese kant af. Ons sit met 'n boetie of 'n sussie in die kerk, en hy kom my te na. Wat doen ek? Ek vat myself in 'n ander bloedgroep in. Wat doen die Here? Hy vergewe op die oomblik. Ek en jy het 'n week, 'n maand, partykeer 2 jaar, partykeer 5 jaar nodig om oor so iets te kom. Maar weet wat? Kyk na die lewe wat God gelei het op hierdie aarde. Hy het vir ons uiteengesit presies wat gedoen moet word. Hoe dit gedoen moet word. Nadat hy gegeesel is, sê hy vir my met jou kruis vat. Nou moet jy verstaan dat die bloed het gevloei hoor. Nie bietjie nie. Die bloed het gevloei. Medisyne sê ons het 6,5 liter bloed in ons liggame. Het jy al gesien hoe bloei 'n oop wond? Wat nou nog om te praat as jy opgeruk is dat die stukke vleis en dan? Hoe moet jy bloei? Nou vra ek jou, nadat hy gegeesel was en hom weglei, in daai toestand, stikkend geslaan, moet hy die kruis vir homself neem en het omdra. 475 kilogram. En kom ons sê, hy het 'n half liter bloed, as dit so baie was, in sy liggaam. En hy moet die pad van die diabeloos stap vir 600 meter, met die kruis. Stikkend geslaan. En hy doen dit nog steeds. Vir jou en vir my. Ek sit gisterand en vroeg vanoggend op die kantoor. Ek skrol so deur die ding en ek sien 'n klip van the Passion of Christ. En weet jy wat, dit druk my weer wat om te dink. Maak nie saak hoe, ek weet nie of iemand is wat al gekyk het nie. Dis 'n gruisame storie. Maar ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe mense dit wil uitbeeld nie. Dit is nie naastenby so erg soos wat dit was toe hy dit deurgemaak het vir my en vir jou. Dan moet mense sê, maar dit is te grafies. But he did it without saying a word. Hulle rek sy arm so ver moontlik, maak hom vas met toue, spyker deur sy hand, trek hom so ver moontlik na die ander kant toe, nog 'n spyker deur sy hand. En op die videoklip wat ek sien is die gedeelte waar hulle die kruis opflip, om hom op te tel om in die graf te sit, en die gat in te laat val. Nou vra ek vir jou, kan jy nie vir een oomblik dink as mens, wat se pyn en agony moet dit wees? As daai kruis omgeflip word, en jy val op jou gesig, en alles in jou rek. And he still did it. Although he could have called 10,000 angels. Maar die bloed vloei. Die liedjie sê vir ons, een druppel bloed, een druppel bloed, is genoeg om te red my siel. But you know what? He gave it all. Hy het niks teruggehou. Hy het elke bietjie wat hy kon gee, gegee. Hoekom? Sodat ek en jy kan lewe.
sodat ek en jy kan sê, ons kan die allerheiligste in beweeg, sodat ons kind van God genoem kan wees. Maar tog wil ons dit nie aanvaar nie. We do not want to accept the price that he paid for us. Terwyl hy daar hang, as jy gaan lees wat hulle sê in die woord, dan sê hulle, nie wel, dit is 'n bietjie genavorsing doen, en jy sien, hulle sê dat, as jy gekruisig het, dan word jou bene gebreek. Hoekom? Sodat jy moet versmoor. Maar die ding is, dit gebeur gewoonlik by die tweede dag, en die oomblik, en ek dank die Here, want weet jy wat, terwyl hy daar gehang het, dieselfde dag wat hy gehang het hy sy lewe gegee. Hoekom? Want sou dit die been breek, sou dit nie die volmaakte offer gewees het. En toe hulle sê dat dit is reeds verby, hy is dood, toe druk hulle die spies in sy sy, en wat kom uit? Water. En hy gee sy laaste bloed vir jou en vir my. Hoeveel mense sit hier vanoggend wat al verlos is deur die bloed van die lam oor iets? Ek kan dit sê, alle eerlikheid. Die Here het my verlos van dwelms. Die Here het my verlos van drank. Die Here het my verlos van allerlei goed. Die ding is, we need to be willing to accept the price that was paid. Want deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Deur sy wonde het daar vir my verlossing gekom, vrymaak